I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed, because I've learned the lesson taught by every failure. Dit was die baie befaamde woorde van Michael Jordan, seker die grootste en beroemdste basketbalspeler van alle tye. Nou of ek en jy dit wil glo of nie, dit is alweer die einde van nog 'n jaar. En 'n spiksplinter nuwe jaar lê voor ons. En dit is dan veral so aan die begin van 'n nuwe jaar, dat almal van ons vorentoe kyk en sê, hierdie jaar wil ek, en ons noem daardie wil ek dinge, nuwejaarsvoornemens. Nou hulle sê mos, nuwejaarsvoornemens is soos babas wat in die kerk huil. Al hoe jy dit gestop kan kry, is om iets daaraan te doen, om hulle uit te neem. Dis soos die ou oomie en tannie wat baie van mekaar gehou het in die ouer huis, en die ou oomie toe besluit om die tannie die ja-woord te vra. Sy het geantwoord, en die oomie en tannie het gaan slaap, en vroeg die volgende oggend was die oomie wakker, en hy het onthou hy die ja-woord gevra, maar hy kon nie mooi onthou, of die tannie nou ja of nee geantwoord het nie. Hy het na die tannie toe gegaan, en het vir haar gesê, ag, ekskuus tog, maar ek het gister vir jou gevra of jy met my sal trou, en ek kan nie onthou wat jy geantwoord nie. En sy het gesê, ag, weet jy, ek kon onthou, ek het ja gesê vir iemand, maar ek kon nie onthou vir wie het ek ja gesê nie. Ja, dit is nou wel een van die dinge wat so met die ouderdom saam gebeur. Maar vir meeste van ons is dit dieselfde gesteld ten opsigte van ons nuwejaarsvoornemens. Ons vergeet so gou, wat het ons onderneem om te doen? En die gelol is, daardie baba hou dan aan skreeu. En hoe langer die baba skreeu, hoe groter word ons skuldgevoelens, en hoe meer voel ons net, en glo ons, indeed it is true, you can't teach an old dog new tricks. Nou in Filippense 3 gebruik Paulus so pragtige voorbeeld. In plaas daarvan dat hy besluit wat is die goeie dinge wat hy moet doen soos in die verlede, en toe eintlik net grootskaals aangejaag het, het hy nuwe lewensingesteldheid. En dit is deur te fokus op die regte plek. Laat God alles ten goeie meewerk vir ons wat hom liefhet, en in die soek en doen van God se wil, begin ons lewe al hoe meer kleur kry. En dan ontdek ons op 'n dag, dat selfs daardie nuwejaarsvoornemens in plek geval het, sonder dat ons eintlik daarop gefokus en daaraan gewerk het. Want die realiteit wat ek en jy moet erken, uit onsself kan ons dit nie doen nie. Dis hoekom God sy gees gegee het vir ons. Wat is een van die grootste redes hoekom hierdie nuwejaarsvoornemens so dikwels in die hek duik? Ja, een woordjie, selfbeheersing. En gaan lees 'n bietjie, wat is deel van die vrug van die gees? Selfbeheersing. So, in plaas daarvan dat ek fokus op myself en myself probeer beheer, moet ek en jy begin op die punt dat ons herken, Here, ek is buite beheer en ek kan nie. En dan sê Heilige Gees, maar in u krag en in my soeke na u wil, sal u my die krag gee om te kan doen dit wat ek nie kan uit myself nie. Kan jy nog Jesus se wenresep onthou? Hy het gesê, soek allereers die koninkryk en die wil van God. En wat sal dan gebeur? Dan sal alles vir julle bygevoeg word. God weet wat het ek en jy nodig, en hy wil ons seën met net die heel beste. Paulus se lewensfilosofie, sy lewensmissie word saamgevat in Filippense 3 waar hy sê, ek wil nie voorgee dat ek geestelik al alles het of al geestelik by die wenpaal verby is nie. Ek span nou eers alles in my in om daardie doel te bereik, juis omdat Jesus sy hand na my uitgesteek en my vasgegryp het. Broers en susters, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek wil nie maak asof ek die een is wat volmaak is nie. Alles behalwe dit. Maar ek gee alles om so te probeer wees. Daarom steur ek my nie meer aan die verlede en al die dinge wat toe skeef geloop het nie.
Soos 'n atleet wat sy oë net op die wenpaal hou, so span ek alles in my in. Ek wil die prys aan die einde kry. God self sal die pryse uitdeel en my dan na hom toe roep, omdat ek aan Jesus behoort. Kom ek en jy fokus hierdie nuwe jaar op Jesus. Kom soek saam met ons na sy koninkryk en sy wil. En so in die saam soek en doen, begin sy koninkryk al meer in my en in jou lewe gestalte kry.